Môre geliefde, welkom saam met my vanoggend op hierdie maandagoggend, pragtig in my lapa. Vanoggend hoor ons die woord enkeling. Nou ons is in die tradisionele heilige week. Gister was Palmsondag, waarop Jesus die Jerusalem ingery het op die donkie en die palmtakke voor hom uitgegooi is. Op die maandag was hy in Jerusalem en hy tempel toe gegaan. En daar het hy die tempel skoongemaak van die geldwisselaars, die handelaars. Hy het die tafels omgekeer. Hy het die diere uitgejaag. Hy het 'n sweep gevleg en die mense daar uitgedryf wat handel gedryf het. Ons gaan hierdie week so saam met hom loop in wat hy gedoen het. Maar enkeling, juis, hy is die skepper van die heelal. Hy spreek een woord en daar word geskep. Hy spreek 'n woord en mense word genees. Siekes word gesond, krepeles loop, blindes sien. Hy is die magtige God. Maar geliefde van my en jou vanoggend, hierdie ongelooflike boodskap, hy is ook die God, nie net van die massas nie, maar van die enkeling. Ons lees iets hiervan in Markus 16. Hy staan op by die dood en hy sê vir die vroue, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Sien, na sy opwekking uit die dood, stuur Jesus saam met hierdie vroue hierdie boodskap vir sy disippels. Hulle moes vir die disippels gaan sê, hulle moet Galilea toe kom. Hy wag vir hulle daar. Maar dan nou vanoggend, hoekom word Petrus hier spesifiek uitgelig? Gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Jy sien geliefde, hy het geweet, uit sy eie sal Petrus nie kom nie. Petrus is vasgevang in die skaamte van wat hy gedoen het. 3 keer het hy Jesus verloon. 3 keer gesê, ek ken hom nie. En die skuld waarmee Petrus gesit het Jesus geweet is eenvoudig net vir hom te groot. Daarom sonder hy hom uit, gaan sê ook vir Petrus. En nou weet ons wat hy met Petrus gedoen het. Ons weet hoe hy Petrus behandel het. 3 keer vir hom gevra het, ek jy my lief, het jy my waarlik lief, sodat hy Petrus uit hierdie skuld uit kan kry, bevry. En dis wat hierdie God, wat ek en jy aanbid, vir my en vir jou doen. Hy skryf ons nie af nie. Hy nooi ons om saam met hom hierdie pad te stap. Sing saam met my hierdie pragtige lied. Daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. Ek is vry, waarlik vry, deur die bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis,
staan 'n troon met lof omring, waar skades kniel en altyd sing. Kom kyk die lam wat ewig heers, U sal ek dien, U sal ek vrees. En ek is vry, Vader vry, een met U in die heerskappy, die hemel buig, die nasies juig, daar staan 'n troon, die hemeltroon. Daar staan 'n bruid in heerlikheid, van elke volk en taal en tyd, in glorie glans, berei vir hom, beminde van die bruidegom. Ek is vry, Vader vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid. En ek is vry, Vader vry, U kom weer, U kom vir my, op daardie dag sal ek bly wag, en leef as bruid, U liefdesbruid, en leef as bruid, U liefdesbruid. Here Jesus, help my om te doen wat U vra. Help my daarin, want U is vir ons en nie teen ons nie. Amen. Geliefde, gaan lees hierdie week saam met my Lukas 19:20 en verder, as ons ook die reis saam met Jesus in hierdie heilige week neem. Mag jy 'n wonderlike dag hê.